slaan na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sluk saam, broeders en susters, Skrifbereiding 8 vers 1, 2 en vers 4. Skrifbereiding 8 vers 1, 2 en 4 is die bereiding van Openbaring, dis ek reg is Openbaring 5, aan een o Lam van God en die beloftes van. Almagtige en mees barmhartige Vader, ons nader vandag die genade troon met aan die een kant swaar harte, maar ook met diepe dankbaarheid. Ons erken dat ons van nature dood is in ons oortredings en sondes en slegs u regverdige toorn verdien. Ons bely dat daar geen verdienste in ons is wat ooit u volmaakte geregtigheid kan bevredig nie. Ons verbind ons hartseer met hoop vanoggend. Vandag kyk ons na die kruis van die Seun Jesus Christus.
Ons staan in ontzag vir die goddelike plaasvervanging, die vrolike ruil soos Luther dit genoem het, dat U wat geen sonde geken het nie, vir ons sonde geword het. Ons verwonder ons oor die misterie van U soewereine besluit, Hemelse Vader, dat dit U behaag het om hom te kneus, hom te bedroef, hom te verbrysel, sodat ons genees kan word. Ons wil vir U dankie sê dat die bloed van Christus U heilige geregtigheid ten volle bevredig het en die toorn van ons af weggedraai het, dat ons skuld weggewas is, so ver as wat die ooste van die weste af is. Ons berus in die troos van die uitroep, dit is volbring. Ons voeg niks by tot ons verlossing nie, ons ontvang bloot die gawe van sy volmaakte geregtigheid. Here, laat ons nie met onverskilligheid na die kruis kyk vanoggend nie. Versag ons harte deur U Heilige Gees om die diepte van ons verdorwenheid in die hoogtepunt van sy lyding te sien. Mag die skande van die kruis ons enigste eer wees. Gee ons die genade om te leef as die wat teen 'n prys gekoop is. Bemagtig ons om die sonde wat hom daar vasgenaal het af te sterwe en om in die vryheid van sy genade te leef. Selfs terwyl ons die duisternis van hierdie dag betreur, doen ons dit met die sekere hoop op die leë graf en die finale oorwinning van die lam wat vir ons geslag is. Aan U, die Koning, ewige, onsterflike, die enigste wyse God, al die eer en die heerlikheid vir ewig en altyd, in Christus se naam. Amen. Broer en suster, ons lees twee gedeeltes uit die woord van die Here, die absoluut gepaste en aangrypende Jesaja 53, gebruik die 53 teks van die Afrikaans. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Ek lig sekere gedeeltes uit, ek sal dit doen met klem. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het afgedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel, hy het hom krank gemaak,
As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand oorvloedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir oortreders gebid het. In sy Goeie Vrydag preek van 1529 neem Martin Luther die volgende teks. In vers 8, terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Ons lees ook uit Lukas 23, vers 26. En toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld af gekom het en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. En dan sal hulle vir die berge sê, val op ons en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë gebeur? En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook gespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea afgevolg het hierdie dinge gesien. Martin Luther verwys in daardie preek van 1529 spesifiek na hierdie woorde in vers 28 en ook in vers 31. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders. En dan die rede wat hy gee in vers 31, want as hulle dit doen aan die groenhout,
wat sal met die droë hout, wat sal met die droë gebeur? En dan, broer en suster, lees ek hiermee saam, die treffende kontras. Aan die een kant die geweldige openbaring van God se liefde in die Bybel, en die geweldige kontras van Sondag 2, wat vir jou sê wie die mens werklik is. Waaruit ken jy jou ellende? Uit die wet van God. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22, vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En dan kan jy dit alles ten volle nakom en baie duidelik en beslis, nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Twee mense het 'n geweldige indruk gemaak op my die afgelope week. Daar is 436 jaar tussen hulle twee. Die een neem ek eintlik as 'n kommentaar, en dit is natuurlik daai preek van Goeie Vrydag van 1529 van Martin Luther. Die ander persoon is, dink ek, vir julle meer onbekend, alhoewel julle het al van hom gehoor by my, en dit is Dr. Martin Lloyd-Jones. Hy was eintlik 'n mediese dokter, hy was 'n Walliese prediker, en hy het in 1955 die Lukas 23 gedeelte gevat as 'n teks. Maar daar is 'n treffende ooreenkoms tussen daardie twee preke wat 436 jaar uitmekaar is. En dit was daardie boodskap wat my werklik aan die hart gegryp het. Hoe dat hierdie twee Martins, wat so ver uitmekaar geleë is, in wese as dit gaan oor Goeie Vrydag. Martin Lloyd-Jones se preek was wel met Palm Sondag, met ander woorde die Sondag voor Goeie Vrydag. Hoe dat hierdie twee preke dieselfde boodskap dra. En onmiddellik elke mens betrek by die kruis. Onmiddellik vir jou sê, daardie kruis het vir jou betekenis. Jy moet daardie kruis raak sien en jy moet dit deel maak van jou lewe. En jy sien, daar is niemand wat hier vanoggend sit wat jou kan distansieer van daardie kruis nie. Wel, jy kan, maar dit sal 'n baie groot fout wees. En dit het alreeds gebeur. As jy Lukas 23 lees, dan sal jy agterkom dat dit het reeds gebeur toe die Here Jesus aan die kruis was. Daar was mense wat hom as die verlosser moes gesien het, maar hulle het hom beskimp en bespot en verwerp. En hy was vir hulle niks nie. En dit was eintlik kerkmense gewees. En aan die ander kant was daar mense wat daar gestaan en huil het, en vir hulle was dit dood eenvoudig net hartseer oor 'n tragiese geval van 'n mens se lewe wat op 'n wrede manier tot 'n einde kom. En dan was daar mense wat verward was. En dit was tot 'n groot mate sy disippels en die vroue en sy volgelinge wat nog probeer sin maak het van wat hier gebeur. En jy sien, almal van ons staan vanoggend voor daardie kruis. Jy moet iets doen met die kruis. En die mense wat die Here bespot en beskimp, moet u weet, is nie altyd baie ver van ons af nie. Hulle bly in Heilbron en in Johannesburg en in Sandton en Pretoria. En ook onder andere in Europa. Maar dit is nie ver van ons af nie. Daar is baie mense wat vir jou sal sê, ek weet van Jesus, maar ek ag hom nie noodwendig as so belangrik nie. Miskien het jy nog nie met hierdie mense te doen gekry nie. En dan is daar kerkmense wat sê, Jesus is vir my belangrik. Maar as jy gaan kyk na hulle lewe, dan sien jy dit nie. Dan lyk dit nie asof hulle by die kruis was nie. Hierdie kruis is nie net 'n kruis waar
iemand aan sterf nie, dis nie 'n manier net om iemand reg te stel nie, dit is ook 'n simbool van hoop. Die kruis het vir ons blywende waarde en betekenis. Sommige het absoluut niks aan die kruis nie. Ek kan dit nie genoeg vir u sê nie. Ek wil werklik by u pleit en vir u vra, is jy seker die kruis het vir jou die regte betekenis? Dit gaan nie hier oor 'n stuk hout nie. Dit gaan oor die mens. Dit gaan oor die persoon aan die kruis. En daardie kruis, sê die Bybel vir ons, is die enigste middelaar. Die enigste saligmaker, skryf Paulus vir Timoteus. Nie nog een nie. Daar is nie 'n ander een nie. En daarom bring daardie kruis vir ons hoop. Kyk, dit verander mense. Die kruis verander mense, mense wat rowers is, moordenaars is, verslaafdes is, vernekers is, brekers is, skelms is, veragters is, verkragters is, molesteerders is. Daai kruis verander mense. Verander mense ingrypend, in mense wat kan lief hê, mense wat kan omgee, mense wat kan uitreik na ander mense, mense wat ophou om op 'n sekere manier te lewe. Daardie kruis verander mense. Dit het ons alself gesien en beleef. Maar hoekom het hierdie kruis nie dieselfde uitwerking op almal nie? Hoekom is dit so dat baie mense word voor die kruis gestel, ook in hierdie gemeente, bring ek mense Sondag vir Sondag tot voor die kruis by die voete van hierdie man, maar later die jaar sukkel ons maar weer met dieselfde ou boesemsondes. Is dit maar weer 'n geworstel en 'n gestoei en 'n verduideliking en 'n ontevredenheid met alles en almal, ook met die bediening van die woord. Hoekom is dit so dat almal nie onmiddellik aan die voete van hierdie kruis insien wat hulle van die kruis moet maak nie? Het jy al opgelet? As daar 'n noodlottige ongeluk is. Ons was nu so rukkie terug by so 'n noodlottige ongeluk verby, dit het net gebeur. 3 voertuie. Mense was nog vasgekeer in die wrakke. Maar jy sal altyd 'n klomp mense hê wat stop. Jy sal mense hê wat stop, nie om hulp aan te bied nie, maar dood eenvoudig om te gaan aangaap, om te kyk, wat nuuskierig is. Hulle verlustig hulle in die tragiek en in die bloed en alles wat daar is. Van hulle sal selfs nog selfone uitneem en kyk of hulle die liggame wat vasgekeer is in die wrakke kan afneem. Dis altyd so. As daar 'n verkeersopeenhoping op die rand is, dan is dit as gevolg van 'n ligte stampie en die aangapers wat stop. Om te kyk, het jy dit al gesien? Wat is dit met mense? Dat 'n tragedie ons so kan vasvang en trek. Maar weet jy, dit verander onmiddellik as daar familie van daardie mense wat gesterf het en vasgekeer sit in daardie wrakke, as die familie daar opdaag, dan is daar rou emosie, hartseer, gebrokenheid, trane, mense se lewens wat totaal uitmekaar uitval. Hoe kan daar hierdie verskil wees? Die aangapers wat vir sensasie en uit nuuskierigheid staan en bekyk. En aan die ander kant, mense wat hulle harte vasgryp, want hulle lewe sal nooit weer dieselfde wees hierna nie. Dis die kruis. Besef jy dit? Dis hoekom daar 'n verskil is. Daar is mense wat by die kruis kom en ek bring hulle by die voete van die kruis, by die voete van die Here Jesus, en dit is die uiteenlopende reaksie elke Sondag. Hulle is hier, hulle kom, maar hulle is eintlik net hier vir die nuuskierigheid. As jy 'n band het, en dis die geheim, as jy 'n band het, as dit jou familie is, as die man aan die kruis jou familie is, as die man aan die kruis jou broer is, as die man aan die kruis jou broer is, jou familie is, dan gaan jy nie van 'n goeie Vrydag preek af net huis toe en niks het verander nie. Maar as hy nie jou familie is nie,
dan mis jy heeltemal die punt. Dit maak nie saak hoeveel preke jy op Goeie Vrydag al gehoor het nie. Kyk, baie mense sal vir my sê, broer en suster, hulle hou van die preke waar ek ingaan op die detail van die lyding van die kruis. Weet jy, ek hou nie van daai preke soveel nie. Ek dink 1 of 2 keer so nou en dan, dis genoeg. Want ek is nie 'n aangaper van die kruis nie. Ek is nie 'n aangaper van die Here wat daar ly en sterf nie. Nee, ek wil uitkom by die eintlike punt van die kruis. En dis waaroor ek en jy hier is vanoggend. Wat is die rede vir die kruis? Het jy hoegenaamd 'n idee? En dis baie eenvoudig, ek het dit hopeloos te lank geformuleer in die teks wat ek vir julle gestuur het. In kort, jy, ek, jy, sondige jy, is die rede dat daardie man aan die kruis is. Ek, sondige ek, is die rede dat daar 'n kruis op Golgotha is. Dit is so eenvoudig soos dit. Jy kan nie vir my sê, jy verstaan dit nie, dat die preek moeilik en onverstaanbaar is nie. Jy sien, ons sonde veroorsaak die kruis. Mense praat maklik van die ander slegte mense. Jy is die slegte mens. Ek het vir jou nuus. Dis jy. Dis ek. Ons is die slegte mense. Alle mense is die slegte mense. Dis jou skuld. Dis my skuld. Dis ons skuld. Dat daar 'n kruis op Golgotha is. Jy sien, ewe skielik begin dinge nou verander. Of ek hoop dit verander vir jou. Ewe skielik is jy nie meer net 'n toeskouer en 'n omstander wat geen belang het by wat aan die kruis gebeur. As jy besef dit is jy en dis jou skuld, broer en suster, dan begin jy anders te kyk na daardie kruis. Jy wil weet, hoekom is dit so? Hoekom is hy daar? Want jy is ewe skielik werklik betrokke. Hierdie man is my familie. Ek is sy broer. Jy is sy suster. Hy wat daar sterf op daardie manier. Dit raak jou baie direk. Dit behoort jou hart te breek. Jy weet jy moet meer omgee. Jy weet jy moet verander, maar hier diep in jou hart weet jy ook, jy gee nie soveel om nie. Die dominee gaan nou vreeslik aan, maar in werklikheid raak dit jou nie so erg nie. Hoe nou gemaak? Wat doen jy as dit die geval is? As dit besig is om in jou af te speel en jy dink, maar hoekom raak dit my nie meer nie? Wat is fout met my? Wat moet ek doen om dit reg te stel? Hoe moet ek verander? En nou kom mense en hulle kom met allerhande planne. Jy wonder dalk, moet ek bekommerd wees oor myself? Is ek dan verlore? En mense kom met die planne en hulle sê, gaan kyk, The Passion of the Christ. Dis nou die fliek waarvan Mel Gibson die regisseur was. Jy kry dat mense loop daar uit, betraand, gebroken. Dan ry hulle in die verkeer en dan vloek hulle daai taxi-bestuurder. Hulle het maar net empatie gehad. Hulle het maar net simpatie gehad. Hulle het vir 'n rukkie sleg gevoel. Sien, dis die effek van The Passion of the Christ. Maar die woord van God is anders. Die lewende woord van God wat op 'n Sondag, elke Sondag aan jou verkondig word, is anders. Want die Heilige Gees gebruik die woord van God, hy gebruik nie The Passion of the Christ nie. Want jy sien, The Passion of the Christ kan op geen manier die werklikheid van daardie dag afbeeld nie. Die Heilige Gees kan die werklikheid en die verbintenis met Christus in jou hart bewerk deur die verkondiging en verklaring van die woord. Dis totaal op 'n ander vlak, heeltemal op 'n baie hoër vlak. En daarom sê ek, hierdie is regtig menslike planne wat mense vir jou gee as hulle sê, gaan kyk The Passion of the Christ, hy is die oplossing, sodat jy meer kan identifiseer
met die man aan die kruis. Ek sal vir jou sê, gaan bid vir die werking van die Heilige Gees. Gaan kerk toe, gaan luister na die preke, die Heilige Gees, God sal op sy tyd daardie noue en nouer verbintenis tussen jou en daardie man aan die kruis op sy tyd bewerk. Vertrou God en God se manier van doen, die manier waarop hy dit wil doen. Martin Luther skryf in daardie preek van hom van 1529 van Goeie Vrydag. So hier en daar sal u Martin Luther se stem hoor in hierdie preek. Hy skryf, jy weet wanneer mense deur die dominee gebring word tot by die voete tot by die voete van die kruis van die Here Jesus Christus, dan sê hulle, die Jode, daardie klomp Jode. Ek meen, dis eintlik hulle skuld dat ons hoër brandstofpryse het, is dit nie? Hulle sal nooit vrede hê nie, want hulle het die Here aan die kruis vasgespijker. Hulle het hom verwerp. Hulle is die slegste mense wat jy op hierdie aarde kan kry, en God sal hulle bly straf op hierdie aarde en hierna vir dit wat hulle aan Christus gedoen het. Die Jode, dit is hulle skuld. Gaan lees jou Bybel, hulle, wys die vinger, hulle, die Jode. So wat die kerk gedoen het in Martin Luther se tyd, hulle het letterlik gegaan en die kerk het dit as sy roeping beskou om die Jode te vervolg. Hulle het hulle vervolg, hulle het hulle verdruk, hulle het hulle uitgedruk en hulle het hulle selfs doodgemaak as hulle moes. Dit was die lot van die Jode deur die eeue, omdat hulle Christus gekruisig het en die kerk het geglo dit moet hulle doen. Want dit is die Jode se skuld. Onthou hier die tema van die preek. Die tema van die preek is jy. Ek. Ons is die rede. Ek onthou toe ek 'n kind was. Nou doen ons, ek het net 'n suster. Nou doen ons saam kwaad. En dan is gewoonlik my ma. En as my ma ons vang, en ons is nou op die rooi tapijt, dan het gewoonlik ons albei dit mag gedoen. Natuurlik die ander een onmiddellik beskuldig en gesê, dit is hy of sy, wys die vinger, en botter kan nie in jou bekkie smelt nie. Sê jy nie. Niks met my te doen nie. Om die waarheid te sê, ek is nie seker ek was daar nie. Ek dink ek was nie daar nie, as ek reg onthou. Onthou julle dit? Julle lag lekker, want julle weet is waar. Jy sien dit wat Martin Luther sê, is presies dis wat mense doen. En die oomblik as jy begin sê, die Jode of wie ook al is die rede vir die probleme, dan is jy nie meer by die tema van die preek nie, dan is dit nie meer jy of ek nie. Met ander woorde, ek het niks te doen met die kruis nie. Ek het die kruis nie nodig nie. Ek is heeltemal onskuldig, ek is beter. En dis 'n baie gevaarlike ding om te doen. As jy jou begin distansieer, dan word jy 'n aanskouer en 'n toeskouer en jy's nie deel daarvan nie. En dis regtig wat met mense gebeur in kerke op Goeie Vrydag. Hulle hoor hierdie preke wat hulle met angs vervul en met tot trane beweeg, maar uiteindelik word hulle aanskouers, besoekers by die kruis, maar niks meer as dit nie. En daarom, broer en suster, jy kan op daardie manier ewig verlore gaan. Ewig verlore gaan. Want jy identifiseer nie met jou familie nie. En daarom wil ek vir u sê, die rede vir daardie kruis, broer en suster, en ek stem volmondig saam met Martin Luther se preek, met Martin Lloyd Jones se preek, dis ek. Ek is alles wat die wet van God sê, wat ek nie moet wees nie, ek is dit alles. Elke liewe gebod, ek is dit alles. En jy ook. En daarom is daar 'n kruis.
Martin Luther verwys na 'n ander interessante ding in daai preek. Ek het lank gedink oor hierdie ene. Ek kon dit aan die begin nie lekker verstaan nie. Vir hom gaan dit oor prente en boeke met Jesus in en hy noem dit krusifikse wat mense dra. Wat hulle gedoen het met daardie krusifikse en ag as jy nou 'n kruisie vandag aan het, ek sê nie dis wat jy doen nie. Maar hulle het gesê as ek hierdie kruis aan om my hang, dan is ek beskerm, die bloed van Jesus dek my. En ek plak 'n kruis agter op my kar, dan beteken dit die bloed van Jesus dek my. En Martin Luther noem dit 'n grove misbruik van die kruis. Hy sê, jy's besig om die kruis iets te laat sê wat hy nie sê nie. Jy by die kruis op 'n manier gebruik wat jy nie mag nie. Wat jy eintlik doen is, en nou wil ek vir u sê, jy maak van die kruis 'n towerstaffie. Dis nie 'n towerstaffie nie. Met ander woorde, weet jy wat is die definisie van bygeloof? Om met ander woorde aan 'n normale, alledaagse voorwerp 'n abnormale krag of werking toe te ken. Met ander woorde, daardie kruisie wat van hout gemaak is wat jy om jou nek dra, dink jy is die beskerming van God. Martin Luther sê, dis 'n grove misbruik van die kruis. Dieselfde met die plakker, want die ou met die plakker met die kruis op, duikie voor jou in, en daar aan die ander kant swenk hy weer links en regs, want hy is laat vir werk. Maar hy vergeet van die kruis agter op die kar, en die bloed van Jesus dek hom, tot by die werk. Maar intussen tyd is hy oor die rooi lig, mense se lewe in gevaar gestel. Kan jy sien, en jy weet, hierdie dinge is waar, wat ek vir u vertel. Jy kan nie die kruis van die Here op daardie manier tot jou eie voordeel gebruik nie. Want wat jy weer eens doen, is dieselfde ding. Jy maak van die kruis net 'n voorwerp waar jy 'n aanskouer is. Iets wat jy kan gebruik in jou lewe, tot jou voordeel. En baie mense is om daardie rede in die kerk. Hulle dink dis hoe dit werk. Hulle verstaan nog nie, dit gaan hier oor 'n koneksie, oor 'n verbintenis nie. Gaan lees 'n bietjie die artikels in die Saadkorrel. Ek dink nie dis die beste goed wat ek al ooit geskryf het nie. Maar ek gaan maar vasbyt en jy moet my maar verdra. Dit gaan oor, wat is werklik die gereformeerde manier om te sê, is ek nog besig met God? Is ek regtig nog besig, werklik nog besig met God? En Martin Luther verwys ook na Lukas 23 en ek het dit vir u gesê. En hy sê presies dieselfde wat Martin Lloyd Jones 436 jaar later sê. Hy sê daar staan daardie vroue van Jerusalem en hulle huil en hulle wee. En die Here kom by hulle en hy sê stop julle self. Huil oor julle self. Huil oor julle kinders, huil oor hierdie stad. Wat sê hy eintlik vir hulle? Ek dink dit is die vers in daai week voordat die Here Jesus aan die kruis gaan. Dis nou maar my opinie. Ek dink dis die duidelikste vers wat sê pro nobis. Pro nobis is Latyn wat beteken ter wille van ons. So die Here Jesus sê, weet julle hoekom gaan ek na die kruis toe? Julle behoort te huil oor julle sonde. Ek is die groen hout, as hy die rede gee. Julle is die droë hout. Dis tragies wat met my gaan gebeur, maar dit is pro nobis oor julle dat dit met my gaan gebeur. Huil oor julle self. Baie verklaarders gaan natuurlik dadelik na keiser Tito wat 70 jaar later kom en dan breek hy Jerusalem af. Hy breek vir hom af. En sê dit verwys daarna. Jy kan dit sê, ja, dink jy dis net dit nie. Maar die skrif sê vir ons uiteindelik dat daar's 'n dieper betekenis. Die dieper betekenis, die Here sê, julle verstaan nie die belang nie. Julle staan hier en julle huil en julle ween. Julle huil selfs oor my en wat met my gaan gebeur, maar julle mis die punt. Want ek gaan vir jou. En ek gaan omdat jy is wie jy is. Ek gaan vir jou omdat jy
omdat jy 'n sondaar is. Martin Luther in daardie preek sê ook, ek dink nie hy was in die geval baie vir die idee om mis te vier op Goeie Vrydag nie. Die mis is die Katolieke se weergawe van die nagmaal. Nou dis relevant hoor. Julle sal dink die dominee het nou 'n bietjie die spoor byster geraak. Mense vra baie vir my, hoekom julle gereformeerdes van die gereformeerde kerk Heilbron, hoekom gebruik julle nie nagmaal op Goeie Vrydag nie? Is julle dan nie Christene nie, hè? Ek is 'n Christen. Ek het baie diep respek vir die nagmaal van die Here, want ek respekteer die Here, ek het ontzag vir hom. Soveel so dat ons nie sommer net by die tafel van die Here kom aansit en nagmaal gebruik nie. So nie elke Moor en Mohammedaan kan van die straat af net instap en kom sit en nagmaal gebruik nie. En dis presies wat Martin Luther sê. Hy sê met die mis is daar te veel mense wat van die straat af inkom en dink hy's nooit in die kerk nie, daai dag gaan hy die mis gebruik en hy gaan 'n bydra maak tot sy eie redding. Hoe is hy nie besig om totaal die kruis te mis nie? Hy mis die punt heeltemal. Ek meen, hy dink hy's besig om homself te red. Hy het nie die kruis nodig nie. Hy moet net mis of nagmaal gebruik. Exactly. Presies. Ek stem 100% met Martin Luther saam. En daarom, broer en suster, in alle eerlikheid, dit was histories ook nie so dat ons in hierdie gemeente ooit nagmaal gevier het op Goeie Vrydag nie. Maar ek kan ook sien hoekom. Want ons wil ons distansieer van hierdie verkeerde verstaan van die belang van die kruis van ons Here Jesus Christus. Ek kan vir hierdie Latyn aanhaal, dit is vir my altyd mooi, opere operati, non opere operatus. En dit beteken maar net, daai mense het gedink, solank as wat ek net die brood en die wyn geëet en gedrink het, gaan ek outomaties gered wees. So ek doen dit. Ek red myself. Weereens verwys ek hier na die artikels in die saadkorrel. Dit is ontsettend belangrik en weereens dis nie my oorspronklike eksegese nie. Ek maak maar weer gebruik van die eksegese van Martin Luther. Hy sê dis baie belangrik dat jy hierna gaan dink oor hierdie preek, dat jy gaan oordink die kruis, dat jy gaan seker maak dat dit het vir jou die regte waarde en betekenis, dat jy in jou hart sê hy verskrik raak, dat jy bang raak, dat jy met angs vervul raak, dat jou eie gewete jou aankla, omdat jy besef, wat sou met jou gebeur het, as jy onder die ernstige toorn van God gekom het en daar was nie 'n kruis nie. Jy sien Goeie Vrydag, broer en suster, is ook 'n donker dag, soos wat ek gesê het in die gebed. En nou gaan mense weer sê, hoorie, wat is fout met daai dominee van julle? Goeie Vrydag is 'n lekker dag. Dis 'n familiedag. Dis 'n braaidag. Ons gaan ook net nou braai, saam met familie en vriende. Maar weet jy, broer en suster, ons moet kos maak. Maar 'n lekker dag, 'n gemaklike dag, 'n vakansiedag, dit is wat die wêreld daarvan gemaak het. Dit was 'n verskriklike dag. Hoekom was dit 'n verskriklike dag? Oor jou en oor my. Ons is terug by die tema van die preek. Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismes sê, het jy gesien wat sê Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismes? Wil jy daaroor stry? Ek wil regtig vir julle sê, is daar iemand wat daaroor wil stry? Waarvan praat ek? Jy haat God. Jy haat jou naaste. Maar jy stry daaroor. Want dan kan hy die Bybel vir jou bewys jy sou verkeerd is. Dis die verskriklike van wie ek as 'n sondaar is. Voordat ek verander is deur die werking van die Heilige Gees, voor my bekering. En dit, jy sien, is wat Martin Luther probeer sê, dit verskrik my. Dit maak my bang. Dit maak my regtig dat ek wil huil daaroor. Want ek weet, hoe het ek God laat voel? En hoe tree ek baie keer op?
Ek wil amper sê haatlik. Want ek is haatig op alles en almal en veral op God. En dan is die kruis vir my soet en heerlik en wonderlik. As ek dink dat ten spyte van dit alles het God na my toe gekom en hy gee sy eie kosbare seun, die Vader in sy onbeperkte, oneindige liefde, kom en hy gee sy enigste seun. En in Jesaja 53 vers 8 lees ons: Terwille van die oortredinge van my volk was die plaag op hom, en die seun is bereid om die lyding in my plek te ondergaan. En daardie lyding is deur my en deur jou veroorsaak. Nie deur ander mense nie, nie deur Jode nie, nie deur heidene nie, nie deur Mohammedane nie. Hy het nie gekom om vir hulle te sterf nie. Vir wie het hy kom sterf? Vir wie is daar 'n kruis? Vir die uitverkorenes. Wie is die uitverkorenes? Ek glo van hulle sit hier. Dis vir wie hy dit kom sterf het. So, jy weet, as jy begin stry oor, dis nie ek nie. Ek is nie een wat God haat nie. Ek is nie een wat ander mense haat nie. Moet jy onmiddellik besef, jy gee 'n tree of meer weg van die kruis af. Jy is besig om 'n aanskouer te word, 'n toeskouer. Jy is besig om jouself te distansieer. En as jy dit begin doen, dis die pad van die hel daai, hoor. Want daar's een weg na die Vader toe. Ek is die enigste weg en die waarheid na die lewe. En dis deur hierdie kruis. Daar's nie 'n ander pad nie. Weg van hom af as jy in die moeilikheid. Ek wil hier wys op die apostel Petrus. Kyk, Petrus was al 'n man, hoor. Ek weet ek het al baie dinge gesê van Petrus, maar Petrus staan voor duisende mense in Jerusalem. En weet jy wat sê hy vir die Jode? In Handelinge 2 vers 36. Hy sê vir hom: julle het hom gekruisig. Julle het hom gekruisig. Dit nou nadat hy gepreek het, né? Omtrent dit wat ek doen. Nou goed, kom ek sê dit dan maar. Jy het hom gekruisig. Ek het hom gekruisig. Julle het dit gedoen. Die mense, ek sal die preek tog as 'n spesiale uitgawe uitgee net nou met die saadkorrel. Uiteindelik, broer en suster, kom die mense en hulle vra vir Petrus: wat moet ons dan nou doen? Dis die regte vraag om te vra. Wat dan nou? As ons hom gekruisig het, wat dan nou? En dan kom die soete klank van die evangelie. Een van die kerkvaders het presies dit gedoen wat Martin Luther sê, en hy kom by 'n punt dat hy sê, miskien het jy so gedink, en dis hoekom ek dit nou lees. Ek het gedink dat ek veilig was. Ek het gedink ek is op pad hemel toe. En hy sê, ek het niks verstaan van die ewige oordeel wat in die hemel op my wag nie. Totdat ek gesien het hoe die ewige seun van God na vore getree het en homself vir my geoffer het, juis om die oordeel van my weg te vat. Jy sien, jy kan dink jy's op pad hemel toe. Oorlede oom Jan Floor het altyd gepraat van 'n ingebeelde beeld van die hel, van die hemel, ekskuus, terwyl jy op pad is eintlik na die hel toe. Jy dink jy's op pad hemel toe, maar jy is nie. Dis wat hierdie kerkvader sê. En hy sê, die oomblik toe ek begin dink oor die kruis en hoekom daai kruis daar is, en my verbintenis met daai kruis, hy sê, toe skrik ek my mors dood. Martin Luther is interessant, gebruik hier 'n beeld wat nie uit die Bybel uitkom nie. Hy sê, dit is soos iemand wat lees in die koerant, hierdie man is skuldig aan die dood van die koning se seun. En hy gaan boet. En die volgende oomblik lees jy verder en jy sien jou naam. En jy besef, jy is die man wat daai man in staat gestel het om die koning se seun dood te maak. Dis jy. Dis ek. En daai gevoel, daai vervul wees met skok en skrik,
Dis eintlik wat die kruis ook by 'n mens teweegbring. En dan begin jy sê, maar wag 'n bietjie. Die kruis het geweldige betekenis en waarde vir my. Die Here Jesus het nie maar net gesterf en daar kan niks in my lewe gebeur nie. Jy sien, 'n onvrugbare lewe, 'n lewe waar jy maar aangaan op die ou manier, gaan beteken jy het nie gehoor wat hy gesê is nie. 'n lewe wat jy dieselfde dinge gaan doen, niks gaan verander nie, beteken jy was 'n aanskouer, 'n toeskouer, 'n hoorder, maar jy het nie ingeneem nie. En dit is wat Martin Luther sê so gevaarlik is op hierdie dag. En ek dink wat ongelukkig op baie plekke ook maar gebeur. Jy kan nie net bly, ek gaan afsluit broer en suster, jy kan nie net bly, jy kan maar net nou die teks lees. Jy kan nie net bly by die kruis nie, want die realiteit is, hulle gaan die Here van die kruis afhaal dood. Regtig, mors dood. Geen twyfel nie. Mors dood. Dit moet so wees, sodat ons wat eendag gaan sterf, hoop kan hê. Jy moet aanbeweeg na die opstanding toe. Ek meen, hulle was so oortuig daarvan dat hy werklik dood is, dat hulle hom gaan begrawe het. En uiteindelik moet jy vir jouself sê, maar die Here het opgestaan uit die dood uit, ek sal ook moet opstaan en ek sal moet lewe. Jy kan nie net bly vashak by die skok en die skrik van jou sonde, dat ek en jy is wat hom aan die kruis gesit het nie. Jy moet aanbeweeg, jy moet vorentoe gaan. Anders het die preek ook nie sy doel met jou bereik nie. Jy moet kom by 'n dieper verstaan van die hart van die Vader. Jy moet vir jouself sê, maar dit is 'n ontsaglike liefde waarmee die Vader my moet lief hê. Dit moet 'n ongelooflike liefde wees soos wat ek nog nooit in my hele lewe ervaar het op aarde nie, wat die Seun vir my moet hê, dat hy hierdie helse pad vir my loop. En ek bedoel dit nie uitelik nie. Jy weet, die kruis is die helse pad. My God, waarom het U my verlaat? Dis die hel aan die kruis. Nie eens in die graf nie. Dan verstaan jy dit verkeerd. Wat 'n groot liefde vir my het die Vader en die Seun. En as jy dan 'n welbekende, ou bekende katekisasievers lees, soos Johannes 3 vers 16, want so lief het God, en dis die Vader, die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun, dit is die Here Jesus, gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God. Wat 'n hart. Wat 'n liefde. En wat het ek en jy? Sondag 2. Ons het haat. Wat 'n liefde. So die kruis, broer en suster, maak my baie nederig. Die kruis laat my besef wie ek werklik is. As ek nou in die toekoms weer worstel met depressie of siekte, dan moet ek dink aan hoe dat ek die Here Jesus met my sonde gespyker het aan die kruis op Golgotha. As ek worstel met daardie siekte en ek dink daar's nie 'n antwoord nie, daar is 'n antwoord. Daar is liefde. Daar's liefdevolle omgee en begrip by my Vader. As ek met hoogmoedige mense te doen kry wat my aanval en my wil byt en verskeer, dink aan daardie mense om sy kruis, wat hom beskimp het, wat hom gehaat het. As ek die slagoffer is van haat en van jaloesie, dink aan hoe dat die Here in trane gebid het vir mense wat hom gehaat het en wat jaloers was op hom, dat hulle vergifnis moes kry. Wat 'n hart! En dis die punt van die kruis. Die kruis wys vir ons die hart van God, 'n mooi hart. En God gee sy hart, sodat ek en jy 'n ander hart kan kry. Want my en jou hart is nie goed nie. En daai nuwe hart kan die Heilige Gees in my en in jou plant. Mag jy werklik beleef dat die man aan die kruis is jou familie.
Jy hoort by hom. Dit raak jou diep. Mag dit wees dat jy nie net 'n aanskouer en 'n hoorder was vandag nie, maar werklike innemer. Amen. Kom ons dank saam. Allerheiligste en soewereine God en Vader, ons staan voor U hierdie goeie Vrydag nederig, dankbaar vir die gawe van U woord. Ons betuig aan U ons opregte dank dat U ons nie in die duisternis van ons verdraaide begrip gelaat het nie, maar duidelik deur die heilige skrif met ons gespreek het. Ons het vanoggend deur die verklaring van U woord voor ons oë opnuut weer U seun aan die kruis vir ons gesien. Ons prys U dat U deur die dwaasheid van die prediking U krag en wysheid geopenbaar het. Die Heilige Gees het ons diep onder die indruk gebring van die waarde en betekenis van die plaasvervangende dood van ons Here Jesus Christus. Ons is dankbaar dat die Heilige Gees onder ons werk. U woord lewe onder ons. Die Heilige Gees deurboor ons harte met U woord en breek ons sondige, hoogmoedige gees. Here, ons dank U dat U woord wat ons vandag gehoor het, ons herinner aan die verlossing buite onsself. Ons dank U vir die troos om te weet dat die skuld ten volle betaal is en dat die verbond vir ewig bekragtig is, dat die herder sy lewe vir sy skape neergelê het. En so as ons hierdie diens verlaat, nou, laat die woord wat ons gehoor het in ons siele ingeplant wees. Mag dit nie deur die vyand weggeneem word of verstrik word deur die sorge van hierdie sondige wêreld nie. Laat die boodskap van die kruis eerder vrug van berou en dieper liefde vir ons naaste en onwankelbare sekerheid van U liefde in ons bewerk. Mag ons die boodskap van hierdie goeie Vrydag in ons harte dra, totdat ons weer by mekaar kom om die oorwinning van die lewende woord te vier. In die naam van ons Here Jesus Christus, die woord wat vlees geword het, bid ons hierdie gebed saam. Amen. Ons gaan saam sing, broer en suster. Ek het een lied oorgeslaan, so ywerig om te begin preek. Kom ons gaan maar, ons sing Skrifberuiming 10 vers 1 tot 6. Wie kan ons voor die regterdag, God sy verborgen verklaag, waar is die moord wat verdoen, as God sy kind regverdig noem, dis Christus wat die skuld wil dra,
Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.